Goeiemôre, dit is dan Sabbat vanmôre, dit is die 31ste Mei, lesing 290 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. Vandag is dit nie 'n belangrike dag in die volksgeskiedenis nie, maar in die verlede was dit 'n datum wat nogal uitgestaan het in ons volksgeskiedenis. Groot tragedie, groot hartseer en ook groot vreugde. Die eerste groot tragedie was na die Tweede Vryheidsoorlog, die ondertekening van die vrede van vereniging was op 31 Mei 2002. En toe weer 31 Mei was die Unie van Suid-Afrika gestig, 1910, wat ook 'n tragedie was, want toe is die twee onafhanklike boererepublieke, wie se onafhanklikheid met geweld van ons afgeneem is, en vir die wat nie weet nie, die twee boererepublieke, Transvaal en Vrystaat, was erkende lande in daardie tyd. Hulle het ooreenkomste gesluit met juis die Engelse, dat hulle onafhanklik sou wees. Maar weens die goud en diamante het dit nou nie so gewerk nie, en toe in 1910 word ons saam met die Kaapkolonie en saam met Natal word ons toe in 'n unie gegooi, wat trou gesweer het aan die Britse koningshuis. Ek onthou my pa, hulle moes nog in die weermag, moes hulle nog God save the king of the queen, wie ook al daar was, en hulle moes, toe hulle uitpasseer het, moes hulle dit doen. Toe sit daai hele groep luitenante wat van daai jaar ingekom het, sit hulle, weier hulle om op te staan. En dit is waar die begin gekom het van die skeiding in Afrikaner geleedere, tussen hulle wat pro-Duitsland is, en die ander wat maar pro-Engels gebly het. En daai jare, toe die republiek gekom het, was daar groot vreugde, maar die republieks visie kon nooit uitgeoefen word nie, want hulle het die leier wat dit begin het, en wat hierdie volk sy republiek laat kry het, Dr. Verwoerd, het hulle vermoor, voor hy sy werk kon klaarmaak. En van die samesweerders en saamheulers het hom opgevolg, en uit die hart van die saak het hulle op sy spore gegaan. So ek net maar iets sê oor hierdie dag, dis in die geskiedenis, ons kan maar net die goeie uit die geskiedenis haal en daarop voortbou, en die enigste onafhanklikheid wat ons na streef, is om onafhanklik te wees van Satan, en heeltemal afhanklik te wees van Yeshua. Hy is ons koning, hy is ons heerser, hy is ons Vader, hy is ons God, hy is ons alles. En asseblief moenie laat mense by jou kom met mense met breinpakke en gryspakke nie, wat ons nou gaan uitlei uit hierdie nonsens uit, wat ons nou onsself ingebring het nie. Dit gaan nie gebeur nie. Yeshua is die enigste een wat ons gaan uitlei, en hy bring 'n voorloper, wat Elia is, wat nou al baie oud is. Hy is in 'n dimensie, word hy bewaar, wat ons mense wat op die oppervlak van die aarde leef, hom nie kan sien nie. Ons driedimensionele wesens is nie in staat om die dimensie te sien waar Henog en Elia op die oomblik nie wag nie, hulle is besig, maar onsienlik vir hierdie eindtyd, waar hulle dan sal verskyn. En Yeshua ook duidelik sê dat Elia sal kom, en dat hy in Bertha dat sê, hy sal kom sodra die antichrist aan bewind kom, en fisies begin regeer. En dit is 'n ou man, dit is hoe ek dit verstaan, al het hy nie meer 'n fisiese liggaam nie, het hy 'n eteries geestelike liggaam, en gaan hy so aan ons verskyn. En dit kan nie dan een van die mense wees wat hier nou tussen ons is nie. Ons kan, op die minste kan ons getuies vir Yeshua wees, en ons kan alle dinge aankondig, waarsku,
die mense die evangelie gee, dis wat ons werk is. Maar ons is almal gelyk, ons is almal deel van een bruid. Daar is nie 'n bruid wat een bo die ander is nie. Elkeen het ander talente en elkeen gaan in sy werksgebied, gaan hy vir Yeshua werk doen. So moet asseblief nie laat mense jou moedeloos maak nie. Asseblief, ons almal is geroep. Die voorvereiste is liefde vir Vader en liefde vir die naaste, wat in dade omgesit moet word. Selfopofferende liefdesdade, waar jy jouself insit om jou naaste wat minder as jy het, te help. Die hoofstuk 1:8-6 wat ons nou lees, is die geskenk van Sirenius aan Markus. Nadat alles byna opgeëet is, roep Sirenius vir Markus en sy vrou, dank die eerste vir die goeie maaltyd en sy nog steeds onverminderde gasvryheid. En die vrou prys hy vir haar goeie kookkuns, want sulke voortreffelik voorbereide voedsel het hy nog nooit geëet nie. Veral die visse oortref deur hulle heerlike volle smaak, verreweg al die ander. En dit is net 'n teebeeld van wanneer Yeshua teenwoordig is, eet jy die lekkerste kos. Ek stap vanmôre hier in en ek sien 'n mens sit daar eensaam, wat nooit hier na die dienste toe kom nie. En ek dink, hoe hartseer is dit, dat 'n persoon nie hierdie voedsel wil kom eet nie. Hier is die beste voedsel vir ons wat voorgesit word deur Yeshua self. Maar hulle is so naby aan die ete, maar hulle kom geniet nie. En tog kan jy nie sterk word in die gees as jy nie eet nie. Probeer jy vir 3 of 4 dae nie eet en nie water drink nie. Kyk, waar staan jy? Jy gaan baie na aan die dood wees. En hulle sien nie dat hulle siele dood is nie, want hulle ken nie die voedsel nie. Mense dink as hulle na die kerk toe gaan en na die kerk se gebedssessies of Bybelstudies, dis waar hulle kos kry. Jy kry net kos by Yeshua en dis hier waar hy direk spreek. En ook daar waar die Bybel gelees word en korrek vertolk word, wat vandag in die kerke maar baie min te sien is. Hulle het 'n filter oor die woord en daai filter se naam is kerkleerstellings, of anders gestel menseleerstellings, of anders gestel wat Yeshua in die skrif ons waarsku teen, naamlik die suurdeeg van die dominees en die pastore in ons tyd. Dis waarteen hy ons waarsku. Na hierdie lofuiting sê Sirenius aan Markus: "Maar ou krygsmakker, gaan jy nou eers na die wit muildier daar? Op sy rug dra dit iets vir jou en jou familie. Jy het lank genoeg ontberinge gelei en jy het te kampe gehad met allerlei nood en teenspoed. Maar nou sal hierdie onbenydenswaardige toestand in een oomblik eindig. In beide sakke sal jy soveel goud en silwer vind, sodat jy daarmee maklik 'n beter woonhuis sal kan laat bou, en by die nuwe beter huis 'n akker en weidinggrond sal kan koop, sodat jy met jou familie baie goed van die akkerbou sal kan lewe. Die oorblywende wat die sak mag bevat, kan jy as 'n goeie appeltjie vir die dors hou, want solank ons op hierdie aarde volgens die wil van die Meester moet lewe, mag ook die middele daarvoor nie heeltemal ontbreek nie. Solank ons geen gode is nie, moet ons in die sweet van ons aanskyn ons brood verdien. Die een op hierdie en die ander op daardie wyse. Elkeen het genoeg te doen en mag die hande nie in die skoot sit nie. Maar soos jy wat al voldoende gewerk het, hy kan op sy ou dag dit vir hom heel wat makliker maak. Gaan dus en neem die klein gawe in ontvangs, en die Meester, Yeshua, dan seën jou daarmee." Tot trane geroer dank Markus vir Sirenius,
en behalwe Sirenius in 'n sekere sin hoofsaaklik vir my, want hy sê, hoewel die gawe van Sirenius gekom het, was hy tog volkome daarvan oortuig dat ek Yeshua die oorsaak van alles was. Daarom dank hy my in die eerste plek. Maar ek sê, Yeshua praat, neem wat mense jou gee en gebruik dit, maar heg geen waarde daaraan nie, want so presies gemeet soos elke aardse gawe is, so onmeetbaar is die aardse lewe van die mens. Vandag is jy nog meester van jou skatte, en môre eis mense jou siel op. Wat kan jy dan gee om jou siel van die ewige dood te red? Laat elkeen daarom voor alles die ryk van Elohim soek, en dan sal al die ander hom na behoefte ekstra gegee word. En dit is die beginsel waarop ons plek hier werk. Ons soek elke dag die ryk van Elohim. Waar moet ons hom soek? In onsself. En ons moet dan daarvolgens leef. En dan sal al die ander goed sal gegee word wat ons nodig het, soos kos en behuising en klere en die goed wat ons ook daagliks nodig het. En selfs klein bietjie geld vir elke mens om iets daarom te koop een van 'n week. Ek het nogal ernstig gebid en nie net ek nie, ons personeel het, want ons het nie meer komberse nie. Maar ek is nou genooi deur 'n groep motorfietsryers om vanmiddag 12 uur komberse te gaan haal. Ons het nooit met hulle gepraat nie, net uit hulle self uit. So dit wys jou hoe hy alles vir ons gee. Maar hy wat ontvang, kry hy nie om dit op te hoop nie, of te bank nie, maar om dit verstandig en wys te gebruik vir die beswil van homself en ander. Jy sal baie egte armes vind. Hulle nood met jou hart verkoop, omdat jy nou geestelik en liggaamlik die middele ontvang het, om die nood te versag, en die treurige hart van die arme broer te verbly. En dit is 'n aanklag teen ons volk, dat ons rykdom ophoop. Ek praat nou nie met mense hier voor my nie, want die meeste mense wat hier sit, het niks. Maar as jy na ons mense daar buite kyk, hoeveel plase het hulle? By hulle gewone plase wat hulle op werk het, hulle nog jagplase. By die jagplase het hulle vakansieoorhuise in die Kaap, in Natal. En nou deesdae het omtrent elke boer vir hom nou ook 'n plek in Mosambiek gaan koop. Maar daar staan hoeveel huise vir die hele jaar leeg. Hoeveel blanke families kon geholpe gewees het. Nie verniet nie, want ons moet, soos hy hier sê, ons moet nie met ons hande in die skoot sit nie. En ek weet van mense wat pensioen kry, wat tog net so 'n blyplekkie sal waardeer. Maar ons mense hoop rykdomme op. En as jy na hulle bankrekenings kyk, dan is dit miljoene. Maar die armes kry niks. Of as hy iets gee, dan gee hy kwaliek 1% van sy miljoene. En dan voel hy baie goed daaroor. Dis ongelukkig so, as jy min het, gee jy jou 10de, maar as jy baie het, dan is dit daarom baie geld. Jesusie, ek het nou hierdie jaar 20 miljoen gemaak, nou moet ek 2 miljoen vir die armes gee. Nee, dis te erg. Dis hoe hulle redeneer. En Vader is nie tevrede met jou 10de nie, hy is tevrede met 100%. Dan sê mense, ja, maar hoe kan ek lewe? Ek sê, probeer dit net. En ek waarborg jou, as jy 100% vir jou naaste gee, sal jy minder as 1% daarvan vir jouself gebruik. Want dit sal soveel wees. So, maar ons is nog ver van dit af in ons volk, so kom ons gaan aan. Kyk, elke blye hart wat jy in my naam verkoop het, sal eenmaal 'n nuwe hemel vol salighede sonder maat en tal vir jou word. En dit sal jou reeds op hierdie aarde verkoop, soos wat geen ander aardse geluk dit kan nie. En dit sal in jou die egte vrede teweegbring, 'n vrede wat die wêreld nie ken nie. Gaan dus nou en neem alles in ontvangs.
So elke mens wat ons vir Yeshua bring, deur hom na die woord te lei, na die water, die lewende waters, wat uit die hemel uitstroom vir ons. Daardie ou word 'n nuwe hemel met salighede sonder maat vir ons aan die ander kant. Maar ook aan hierdie kant. Want ek kan dit getuig, dat dit vir my niks wonderliker is, as om een van die mense sien wat jare gelede op die plaas was. Hy was nooit 'n geestelike held nie, maar as hy vir my sê, oom, dankie vir dit wat julle my geleer het. Ek is nou besig om die woord te verkondig aan mense soos prokureurs en dokters, wat vir hom natuurlik 'n groot stap in sy lewe is, want hy was nog altyd vertrap, want hy het nooit 'n huis gehad of 'n werk nie, maar hy het dit gekry deur die inmeng van Vader in sy lewe en sy hulp wat hy van hom gekry het, en hy het die evangelie begin uitdra. Die saad wat hy op hierdie plaas gekry het ontkiem en het begin vrug dra. Dis wonderlik om dit te hoor. Maar wanneer jy in jou eie huis intrek, in jou woning aan die ander kant, gaan jy elke goeie daad wat jy gedoen het op aarde aan 'n mens, gaan jy herken in jou woning. O, hierdie see, ja, nou sien ek hierdie see, is daai ou wat ek daai tyd 'n glas water gegee het. Of hierdie ou is daai ou wat ek toe daai jaar toe ek hom gevat en ek het vir hom 'n huisie gegee om in te bly. Jy herken al jou naaste liefde dade, want dit het absolute vaste, ewige strukture geword in jou huis. En so sal as jy in 'n ander ou se huis kom, sal hy vir jou kan sê, daai ding wat jy daar sien, dit is 'n daad wat ek op aarde gedoen het. En dit is wonderlik om dit te dink dat ons huis bou aan die ander kant deur goed te doen aan ons minder bevoorregte naastes. Maar niks kry as ons al daai geld wat ons maak gaan bank nie. Dit bring geen ewigheidswaarde vir die ander kant nie. En dis ook nie eintlik ewigheidswaarde vir hierdie kant nie. Ek sê nie dat 'n mens nie moet spaar nie. Vader het nog nooit gesê dat ons spandabelrig moet wees nie, maar hy het ook baie duidelik gesê dat ons nie vrikkerig moet wees nie. En die ouwe gaan saam met sy 2 seuns, neem die groot en ryk gevulde sakke in ontvangs en bring hulle na 'n veilige plek vir bewaring. Nadat hy weer tevoorskyn gekom het, bedank hy nogmaals vir alles en vra my wat daar uiteindelik vir die middag gedoen moes word. Onthou dat hierdie Sirenius het die opdrag van Yeshua in die gees gekry om vir hierdie man nou hierdie groot skatte te bring, omdat hy so goed was vir Yeshua en sy volgelinge. So Vader plaas die gevoel in 'n mens se hart. Ons hoef nie bemarking te doen nie. Ons dink ons moet, maar dis nie nodig nie. Net soos wat die voorbeeld wat ek nou genoem het. Dit wat in die motorfietsryer se harte geplaas is, dis ouens wat nog nooit hier by ons was nie, is nie deur my daarin geplaas nie. Vader se gees het in hulle harte gewerk. Natuurlik deur mense, maar dit is wat ons moet altyd onthou. Ons hoef nie te loop en bedel nie. As ons bid, sal die Gees die werk van insameling doen. Yeshua sê vir hulle vers 10, maak jou skepe klaar, dan sal ons, omdat dit vandag so mooi en windstil is, 'n bietjie op die see rondvaar. Jy kan ook nog 'n keer die groot net in die see uitgooi, en dan sal jy 'n tweede geseënde trek en vangs maak. Daarop beveel Markus dadelik sy seuns en die 4 ouer dogters om die vaartuig in orde te kry en ook die net. Ook moet hulle nasien of die omheinde groot vishouer nog heeltemal in orde is en individuele gate dadelik so goed moontlik met struike en klippe toestop. Onthou hierdie mense het nie yskaste gehad nie. Hulle het dammetjies gegrawe langs die see.
Dit noem ons in Hollands is dit vyfers. Ons het dit maar so gehou, vishouers of visvyfers. En dan vang jy die vis en dan gooi jy hulle daarin. Dit is nogal groot houers, want die suurstof moet nou nie opraak nie. En dan as hulle nou die dag wil vis eet, dan gaan die vrou en gaan vang die vis en slag 'n vars vis dan. Al het dit vir weke in hierdie houers. Nou sê die seuns vir hulle pa, Vader, dit het ons 4 dae gelede al gedoen, en daarom sal alles nog heeltemal goed in orde wees, want na die tyd was daar geen storm weer gewees nie. Maar om op die oomblik heeltemal seker te kan wees, sal ons dit nog tog nasien. Toe gaan die seuns op pad, bekyk alles en kom gou terug met die mededeling dat alles nog in prima toestand is. Joshua sê, laat ons dan gaan en ons inskeep op die kleinere skepe wat elk sonder gevaar maklik 12 persone kan vervoer. Elkeen staan toe op en volg my. Hoofstuk 187, opskrif 'n plesiervaart op see. Toe ons by die oewer kom, trek die seuns dadelik die grootste en beste skip na ons toe, en ons gaan in die skip op die klaargesette banke sit. Albei seuns neem die roeispane en roei ons vaartuig taamlik vinnig van die oewer af weg. In my skip was daar behalwe ek, Sirenius, Josua, die ou Markus en Petrus, Johannes en Jakobus. Al die ander leerlinge volg ons na op die ander skepe, as ook die hofhouding van Sirenius. Maar in ons skip lê die groot visnet, ook op goeie vissersmanier opgevou. Toe ons ongeveer 5 veldweë van die oewer verwyderd was, vra Markus, Meester, sê ons waar ons die net moet uitgooi. Joshua sê, dit sal ek wel op die regte oomblik doen, maar nog nie nou en nie hier nie. Ons is nog geen halfuur op die water nie, en wil daarom nie dadelik die rus daarvan verstoor, en haar geeste wek nie, wat ons vervolgens baie sou kon pla. Maar meer na die weste, en nader aan die veilige oewer, sal ons die net wel uitwerp. Nou sal ons niks anders doen, as net rus met die rus van die see. As iemand van julle egter iets wil weet, dan staan dit hom vry om dit aan my te vra. En wat vir my van hierdie plesiervaart op die see so mooi is, dat self Joshua het ook 'n begeerte na water met 'n boot. Hoe lief is ons nie net om in 'n boot te klim en te vaar op die water nie. Want daar gebeur iets met jou, dis 'n rustigheid, dit is 'n kalmte, dis 'n vrede wat oor jou kom. En dis wat Joshua doen, behalwe dat hy nou nog visse gaan vang. En dit moet ons ook in die gees sien, dat as ons in sy boot is, dan sal hy die waters vir ons kalm hou, en ons sal baie rustig voortgevat word, en alles sal reg gebeur, want hy is in ons boot. Sirenius vra, wat van die gesin van Markus, wat my van die gesin van Markus veral opval, is dat sy 4 oudste dogters tesame net soveel krag het om te roei as sy 2, jy kan wel sê reusagtige sterke seuns. Markus, jy was ook wel 'n bietjie van 'n atleet, maar jou seuns het jou tog ver oortref. Markus sê, ja, maar nou kom hulle krag vir my ook ietwat buitengewoon voor, want hulle roeispane trek so kragtig en onvermoeibaar, dat die skip asof deur die wind gedrewe oor die seeoppervlak gly. Helaas met hierdie snelheid sou mens binne 'n halwe dag in kus of selfs in die buurt van Sibara kan kom, waar jy andersins tog sekerlik 2 dae voor nodig sou hê. Tot by Genesaret sou mens so in 'n paar uur kom, en tot by Jesahira in 4. As my ou oë my nie bedrieg nie, ontdek ek nou ook steeds die hoë berg, wat van hier uit die stad Genesaret aan die linkersy grens. Hy sien daar wel heel blou en dis ver af uit, maar dit sê niks. Ons snelheid laat weldra elke nog so blou uitsiende verte wyk. Maar die onvermoeibare krag van beide my seuns kan ek nie genoeg bewonder nie.
U het daar, o meester, seker ook met die almagtige gewyde wil die hand in die spel. Yeshua sê, ja, beste vriend Markus, ek moet met my wil orals, waar daar in 'n wording, wese en bestaan is, van die grootste tot die kleinste, sê maar oneindig gevarieerd die hand in die spel hê. Anders sou die eindelose ruimte maar al te gou sonder wesens wees. En dus is dit best moontlik dat my wil hom nou met jou seuns besig hou. En hier wil ek net iets invoeg, dat ons nooit met ons werk moet begin sonder om vir Yeshua te bid nie. Baie mense kan dit getuig hier in ons gemeente, dat as ons bid, dat Vader sy engele stuur om ons te help. As jy weer sien, is die werk klaar. As jy weer sien, is die werk perfek gedoen. Niks moeilikheid nie, niks het gebreek nie, en niemand het seer gekry nie. Dit is presies wat Yeshua hier sê, waar daai manne nou daai boot roei, asof dit amper seilomstandighede is. So, dit is iets vir ons op, want ons is ook in 'n boot. Ons boot se naam is Dogter van Sion, ons boot se naam is Philadelphia Ark, en ons roei maar almal in daai boot. Maar as Yeshua ons vul met sy gees, dan gaan dit maklik. Toe sê die 3 leerlinge wat op die stip aanwesig was aan mekaar, dikwels is daar tog iets vreemds met ons majesteit en meester. So nou en dan praat hy heeltemal as die enige majesteit van hemel en aarde, en dan gedra hy hom ook so. Maar by ander geleente is hy heeltemal mens, en laat van sy goddelikheid niks merk nie. Alles wat hy sê en doen is weliswaar onbegryplik wys, maar dat hy hom desondanks al sy goddelike mag en wysheid binnekort deur die Fariseërs te Jerusalem ten dode toe moet laat mishandel. Dit sou mense tog sekerlik nie wys kan noem nie, want watter baat sal die mensdom uiteindelik hê deur so 'n mishandeling? Die mensdom sal daarmee op 'n dwaalspoor raak en sal sê, kyk nou tog na die lot van die magtige. Hy het tog uiteindelik nog ten offer geval van die nog sterkere. Hy wat die dooies opgewek het en berge verplaas het, sou tog ook in staat moes gewees het om met een woord die tempelknegte te vernietig. In Noag se tyd moes die hele mensdom ondergaan, behalwe Noag en sy klein familie, en tog was die mense toe nog lank nie so sleg, soos wat hulle nou in die algemeen is nie. En omdat die meeste van die mense nou al so sleg en verdorwe is, dat dit haas nie erger kan nie, wil hy hom nou nog self ook deur hulle laat mishandel, in plaas daarvan dat hy hulle harder as ten tye van Sodom en Noag moet straf. Kortom, baie wat hy in die goddelike opsig doen, is nog meer onverstaanbaar as die groot onbekende. Nou, dit is mooi dat hy vir ons hierdie innerlike toestand van die 3 hoofapostels, Petrus, Jakobus en Johannes, was die wat hy saam met hom opgevat het toe hy vir Elia en Henog ontmoet het. Elia en Moses, ekskuus. En hulle is veronderstel om die rypste te wees van al die apostels. En selfs hulle is verward, want hulle verstaan nie dat Yeshua deur die bose doodgemaak moet word nie. Hy gaan hulle absoluut alles toelaat om met hom te doen, sodat die oordeel oor hulle sal kom. As hy nou hierdie klomp tempelknegte sou vernietig het, sodat hulle hom niks kon aandoen nie, hy het die mag daartoe, hy het die krag daartoe, maar dit was nie die wil van die Vader in hom nie. Die goddelike gees het 'n offer vereis, en die offer was die lewe, die liggaamlike lewe van Yeshua. En daarom het hy na 3 dae opgestaan. Hulle het baie duidelik kennis daarvan geneem, gaan lees maar in die evangelies van Nicodemus en Petrus, wat nie in die Bybel is nie, maar in ons boek van herinnering, dat hulle alles aangewend het om daardie opstanding te probeer verdoesel. Selfs die Romeinse wagte probeer omkoop,
om te sê, hulle het geslaap en die disippels het gekom en die lijk gesteel. Al daardie dinge sal jy vind. Maar helaas het Satan sy krag verloor die oomblik toe Yeshua aan die kruis sterf. Toe sterf Satan, want Yeshua kon nie sterf nie. Sy liggaam is omgesit van aardse vlees en bloed na hemelse eteriese substans wat vir ewig sal lewe en ook enige vorm kan aanneem, wat ons dan later lees in die 40 dae wat hy na sy opstanding aarde toe gekom het en tussen sy mense gewandel het. So die apostels het dit nog nie verstaan nie. En hulle het eers na sy opstanding het hulle werklik tot volle insig gekom dat alles so moes gebeur. Want nou was een van die wonderlikhede wat gebeur het nadat Yeshua opgestaan het uit die dode en die Satan oorwin het, kon hy die gees van waarheid wat ook gevange gehou was deur die gees van die leuen, kon hy nou vrylik uitstort in elke mens wat hom liefhet. Elke mens wat Yeshua liefhet, verkry 'n reg om die gees van waarheid te ontvang, wat natuurlik vanuit die liefde kom. Dit is die liefdeswaarheidsgees wat ons lei in alle waarheid en wat die enigste gees is wat ons kan omvorm na volledig geestesbruide toe. Dit beteken dat die bruid alreeds hier op aarde, sonder om te sterf, kan omvorm na 'n eteries geestelike wese wat presies dieselfde liggaam gaan hê wat Yeshua gehad het toe hy uit die graf gekom het. 'n Onvernietigbare liggaam. Dit is nou moontlik aan die einde van die tyd vir sekere mense. En dit is net een vereiste, dit is 'n onwrikbare en 'n oneindige liefde vir Yeshua. Weereens sê ek, moenie naaste liefde dade doen om in die hemel te kom nie. Dis eie liefde. Doen dade van naaste liefde omdat jy Yeshua liefhet, omdat hy dit gedoen het en hy ons voorbeeld was toe hy op aarde geleef het. En dit is die kruks van die hele evangelie. Daar's niks verder wat ons hier verkondig nie. Maar tog, lyk my kan mense hierdie gesonde leer nie verdra nie. Hulle is bly hardloop en soek na die kerkleer wat hulle iewers verloor het en hunker terug na dit. Dit is eintlik ontsettend hartseer dat ons so min mense gedraai kry na die waarheid toe, na hierdie woorde toe wat ons vanoggend gelees het. Al het hy net vir ons hier 'n paar beskrywings gegee van wat hulle gedoen het, is daar soveel dieper geestelik hierin. Ek wil nie eers begin daarmee nie, maar alles, die bootrit, die boot, die mense binne in die boot, elke dingetjie het 'n geestelike betekenis. Die net is die nuwe openbaring, waarmee ons die mense moet, die visse vir Vader moet inbring. Die boot is ons organisasie, die dogter van Sion. En dan natuurlik die boot wat hy nou in die laaste tyd opgerig het, is die Gilgal boot, waar ons huise afverseel het, Yeshua ingebring het, ons nou ook die apostels by ons het, die vervolmaakte voorvaders, sowel as die engele. Want ons vra elke oggend by hom, by die Gilgal wiel, vra ons om daardie wesens saam met ons te laat werk. Want alleen kan ons niks doen nie. Alleen is ons magteloos. Maar saam met hom is ons, soos 'n ou tannie altyd gesê het, dan's ek 'n meerderheid. Maak nie saak of 100,000 teen ons opstaan nie, jy's 'n meerderheid. So, vir my was dit 'n wonderlike stukkie brood wat ons kon eet vanoggend en ek sê baie dankie. So, ons gaan Dinsdag weer verder.